Goeiedag, welkom by hierdie week se koffiekuiers. Rian, is lekker om saam met jou weer te kan kuier. Bietjie saam na Psalm 84 te kyk vandag. Ons was laasweek by Psalm 73 en vandag is ons by ook nog 'n bekende Psalm, Psalm 84. En ek dink ons baie temas wat ooreenstem, die teenwoordigheid van die Here, maar ons sal nou lekker daaraan gaan. Ek gaan eers vir ons bid en dan kyk ons bietjie na Psalm 84. Here Jesus, dankie dat ons u woord het, dankie dat ons die psalms het en dat u vir ons wys hoe om te bid, wys hoe om te dink oor u. Here, ek bid sal u ons vandag sal u woord vir ons oopbreek en sal u met ons werk terwyl ons na Psalm 84 kyk. In Jesus se naam. Amen. Amen. Leef ons sommer lees asseblief. Ek lees vir ons. Kyk, ek moet nog sê jy het twee mooi psalms gekies so reg langs mekaar. Laasweek se 73 en hierdie 84. Met, soos jy sê, baie herhaalde temas. So vir die koorleier met musiek van die Koragiete, 'n psalm. Miskien moet ons sommer net so by die inleiding sê, die Koragiete was 'n groep wat eintlik die musiekbegeleiers was in daai tyd, nie? So dis geskryf om 'n lied te wees. Hoe lief het ek die wonings, Here Almagtige. Ek versmag van verlange na die tempel van die Here. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Selfs 'n mossie het 'n nes en 'n swaalkie 'n plek vir haar kleintjies daar by u altare. Here Almagtige, my koning en my God, dit gaan goed met mense vir wie u huis 'n tuiste is. Hulle hou nie op om u te prys nie. Sela. En miskien ook net oor daai Sela te sê, dis nie 'n snaar wat gebreek het nie. Dis eintlik maar 'n meaningful pause. Ja. Dit gaan goed met mense wat hulle krag in u vind en graag na u tempel toe gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop wanneer hulle teen 'n dolle laag te trek en die vroue reën sy seën bring. Keer op keer ontvang hulle nuwe krag totdat hulle voor God in Sion verskyn. Here Almagtige God, hoor my gebed, luister tog God van Israel. Sien tog om na die koning, ons beskermer God, hou u gesalfde onder die sorg. Waarlik, een dag in die tempel is beter as 1000 daar buite. Ek staan liewer by die drempel van die huis van my God, as om te woon in huise sonder God. Die Here God is my krag en ons beskerming. Die Here gee genade en eer. Hy weerhou die goeie nie van die wat reg lewe nie. Here Almagtige, dit gaan goed met die mens wat op u vertrou. Ja, dis 'n pragtige psalm, nee. Ja. Ja, 'n pelgrimstog psalm. Met ander woorde, 'n psalm wat mense gesing het soos wat hulle getrek het. Ja. Nou, jy weet, as ons dink, baie keer aan trek, dan dink ons aan groen grasvelde en waters en al die goeders. Ja. En vir meeste van die trek van die Israeliete was dit nie die geval nie. So hierdie pelgrims lied is baie keer gesing in 'n dorre aarde. Maar waar mense regtig verlang het om na die tempel toe te gaan, want in daardie tyd was die tempel gesien as die plek waar God gewoon het. Ja, ja. Daar waar die ark gestaan het. Daar was God. So hulle het eintlik gesmag om daarby te kom, net weer naby God te kan kom. Nou ons as Nuwe Testamentiese mense kyk vandag hierna terug en sê ja, maar God was heeltyd by hulle. Ja. En dit kan dalk in hulle gedagtes ook so wees, maar vir hulle was die tempel die sentrum van God se teenwoordigheid. En as hulle net daar kon uitkom, sou hulle alright gewees het. Sulke reisiges moes nou dikwels getuister. Groot lang afstande deur die woestyn met alles wat daarin sit. En dan praat die psalm digter in vers 2 van hierdie intense begeerte. My siel smag. Ja. Selfs flou my hart en vlees roep na die lewende God. Ek dink is die wonderlike is dat hy dan by vers 3 uitkom met hierdie oorbekende gedeelte. Selfs die mossie vind 'n tuiste en 'n swaalkie 'n nes vir haarself. Sy en haar kleintjies. Daar by u altare, o Here van leerskaal, my Here en my God. Ja. Ek sê mooi daaroor dink, swaalkies is trekvoëls.
Maar van al die plekke waar hulle kan, vind hulle veiligheid daar by u altare. Nou, my vrou spot altyd met my, want as ek 300 diere om my kan hê, sou ek op my gelukkigste wees. Ja. En dan praat ons baie keer oor die afvlerkkoetertjies, dan sê ek, maar is dit nie 'n wonderlike voorreg om vir 'n hondjie of 'n voeltjie of wat dit ook al is, wat gewoond is om buite te wees en met die natuur se kragte en magte te moet meeding, om bederf te kan word. Ja. En dis eintlik wat ek in hierdie Psalm ook lees, Sure, dat dis die mooi. Here bederf hulle eintlik. Hy vat hulle in, sê, moenie Here, worry oor die winde en die weer en die stof en die goeders daar buite nie. Ek bied vir julle 'n tuiste. En is dit nie 'n wonderlike voorreg nie, maar ons sal nou weer daarby kom. Ja, dis vir my mooi. Ek dink nou aan die verhaal van Jona, net oor die diere. Daar's vir my 'n baie interessante sinnetjie. Ek dink is aan die einde van die boek waar ons staan die Here het toe gekies om die stad te spaar, al die mense en al die diere. Baie keer dink ons uit in terme van die Here se hart vir ons as mense, maar ons vergeet hy's lief vir sy hele skepping. En ja, sy liefde is net so groot en ja, so ons is ook geroep om mooi te kyk na die skepping, na diere. En dis vir my is nou 'n klein side note, maar dis vir my sommer baie mooi. Ja, en dis ook interessant hoe jy nou praat van die pelgrimstog, dat dit 'n pelgrimslied is en ook dat 'n swaalkie is 'n trekdier. Hierdie idee van 'n psalm vir die tye wanneer ons trek of wanneer ons in transito is. En ek dink dis 'n groot deel van ons lewe. Nie noodwendig fisies van huis tot huis nie, maar ons is altyd op 'n manier in die verbygang, van op pad van een plek in ons lewe na 'n volgende toe, en dat daar nog steeds die hinkering is na daai stabiliteit van die huis van die Here, wat soos wat ons nou sien, dis nie net in die Ou Testament was dit 'n fisiese plek, maar nou is dit hierdie teenwoordigheid van die Here. En dis vir my baie mooi. Maak nie saak waarheen ons gaan nie of waar ons onsself bevind nie. Die Here is ons tuiste. En dis vir my, ja, dis ons anker, ons reset button, as ek dit so kan sê. En dis baie mooi ook verweef in hierdie Psalm. Wanneer hy praat oor daar by die heiligdom en waar die altaar is en beskerming en die plek vir ultimate safety. Ja. Dan sê hy ook hier in vers 4 en 5 dat daai seën wat in die heiligdom teenwoordig is eintlik ook nou al by ons wat op pad is. Ja, sure. So ons is nog pad so toe, maar die seën wat daar voor lê is nou alreeds. En dis mense, nou as Nuwe Testamentiese mense daarna terugkyk, dan is dit presies wat ons ook sê. Ja. Ons verlossing is daar saam met die Here. Ja. Maar die verlossing is ook nou al realiteit. Ja. In ons lewe. Dit kom nie net eendag nie. Ja. Hoop word selfs gevind in hierdie woestyn wat hulle besig is om deur kruis, die vallei van Baka. 'n wildernis bedek met balsemstrome, balsembome word 'n oase vir die pelgrims in vers 6. Dit herinner my aan Jesus se woorde wat hy sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle U mag ken. Ek dink ons idee van ewige lewe is baie keer eers, nee, eendag as ek hemel toe gaan. Maar jy leef op 'n manier reeds, die hemel is reeds in jou hart. Ja. Jy het reeds daai verlossing ervaar as jy God ken. En dit verander perspektief op die lewe. Dis Henry, en ek dink dis 'n ongelooflike belangrike ding. Wat ek dink ons vir baie jare in teologie so half bietjie onderspeel het. Ja. Dat ons mense heeltyd bewus gemaak het van eendag. Ja. Maar in 'n sekere sin het dit gemaak dat mense nou al ophou lewe. Ja. En die Here het ons nie vir eendag geskaap nie. Hy het ons uit die hemel uit hiernatoe gestuur om sy koninkryk hier te laat kom. En wanneer dit ons rol daar klaar is, dan kom hy ons weer. Ja. Nou, is belangrik dat ons net oor die Koragiete gepraat wat die musikale groep was, die begeleiers. Maar daar's ook in 1 Kronieke 9 vers 19 word gepraat van die Koragiete wat op sy gesit word vir die diens van die Here. Hulle is in beheer van die aanbidding, die dienswerk, bewaarders van die drempels, deurwagters van die heiligdom. Is 'n lang posisie in die heiligdom en kan gedateer word uit die tyd van die skryf van die boek Numeri 14 vers 4 tot 15.
So hulle praat dus met gesag oor die woning in die heiligdom, waar hulle sê, gelukkig is die wat in die huis van die Here woon, altyd die lof besing. En dit word weer eens in vers 10 beklemtoon. Maar die verhaal van die seuns van Korag is eintlik 'n meer ingewikkelde een, want in Numeri 16 en 17 lei Korag en nog 250 man 'n opstand teen Moses en Aaron. En die doel van die opstand was om 'n verandering in leierskap teweeg te bring. En dan terwyl die leiers buitekant die tente staan, dan gaan die grond oop. En Korag en die ander word verteer, maar daar bly 'n paar oor. Nee? En hierdie paar wat oorleef, wat gespaar is toe aangestel om as dienaars in die heiligdom te wees. Grypende betekenis wat dit ons gee aan Psalm 84 vers 10, want dit sing dan vanuit daardie konteks oor hoekom dit nou so fantasties is, dat hulle nou in die huis van die Here hulle tuiste kan vind. En daar in diens van die Here kan staan, eerder as om in die tente te wees van die wat die Here teestaan. Net daai tweede kans wat die Here vir mense gee, selfs ten spyte van die sonde van hulle vaders, hy restoreer heeltemal, en dat hulle, dat sy tempel dan hulle veilige plek word. Dus daai is baie mooi. En dit laat ding my aan 'n stukkie wat ek nou die aand gelees wat baie mooi ding sê. Dit sê dis nie belangrik, of dit is baie minder belangrik om te weet wie ons uitsluit uit die kerk uit, as om te weet wie ons in laat kom in die kerk. Met ander woorde, die wat ons laat inkom, sê baie meer van kerk as die wat ons buite hou. En ek dink as dit van die Koragiete waar was, wat die dienswerkers in die koninkryk geword het, dink ek ons het 'n geweldige verantwoordelikheid, want in 'n sekere sin is ons die hedendaagse Koragiete. In die manier waarop ons mense ontvang by die deur, in die manier waarop ons mense groet, in die manier waarop mense in die kerk werk, in die erediens werk. Ons hoor altyd sulke verskriklike stories van mense wat die hartseerste verhale vertel oor hoe hulle deur die kerk behandel is. En dan kry ek altyd 'n pyn in my hart daaroor en dink ek, wow, as die Koragiete 'n tweede kans kon kry by God, en na hulle met hierdie revolt, want dis eintlik wat rebellie, deur God aangestel is om sy tempel te bewaak en te versorg. As hulle dit kon doen, wie's ons om ons aan te matig, om te sê, nee, jy mag in die kerk kom, jy mag in die kerk kom, jy mag in die kerk. Jy weet, jy sal nou, waarskynlik eers daarvan weet, maar daar was 'n tyd in ons kerk, so praat vir ons kerk en NG Kerk, waar, as jy byvoorbeeld getroud is met 'n vrou wat nie in die NG Kerk is nie, of wat 'n AGS was, of wat dit ook al is, dan in baie gevalle, as jy die kleintjie bring om gedoop te word, dan mag sy nie eers bygestaan het nie. Maar het geantwoord het. Sy mag eers bygestaan het, jy moes alleen vorentoe gekom het. En dink ek vandag so by myself, wow, as ons praat soos jy net reg gesê het, oor die God van tweede kanse, dan dink ek die kerk moet eers weer loop dink oor die God van tweede kanse. En ek dink dis hierdie moeilike balans, want ons is nie geroep om gatekeepers te wees nie. Ons moenie mense uithou uit die kerk uit nie. En God is 'n God wat innooi het. Jesus sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ons moet daai selfde boodskap uitdra. Maar nog steeds ons moet veg vir die waarheid, maar nie teen mense veg nie, as ek het so, ek weet nie of ek myself nou reg uitdruk nie, maar as kerk het ons, en as bruid van Jesus het ons die verantwoordelikheid om vir mense te wys wat is sy liefde en wat is die waarheid, en ek dink ons het die verantwoordelikheid om dit te beskerm nie, want ek dink God is kragtig genoeg om sy eie waarheid te beskerm, maar ons moet opstaan vir dit wat reg is, maar nie op so 'n manier dat dit mense uitsluit, en daai balans is vir my altyd moeilik, maar ek weet soos Hetty sê altyd, sy sal eerder
as hy eendag voor die Here staan, jammer sê oor die mense wat sy ingelaat het, wat sy nie moes nie, as wat sy moet verduidelik hoekom sy mense weggewys het. En dis nog altyd vir my 'n baie mooi, ek dink uitkyk daarop, is dat ons eerder sê almal kom en ons figure hierdie ding saam uit as wat ons mense wegwys en sê jy's nie, want die probleem, soos wat jy net nou gesê het, is baie mense kry seer in die kerk. Die kerk maak hulle seer, nie die Here nie, maar hulle koppel dit aan die Here en ek dink dis vir ons as Christene is dit 'n groot verantwoordelikheid wat ons op onsself moet vat om seker te maak is ons wys vir mense die regte beeld van die Here. Ek dink dis die dilemma's, Henry, ek dink ons verstaan ons rol in die wêreld heeltemal verkeerd. En ek dink dis 'n moeilike ding wat ons vir onsself moet uitsorteer, is wanneer watter rol speel ons in die kerk? Is ons iemand wat mense verwelkom van buite af om in te kom? Ja. Of is ons die bouncers? Ja. Is ons die uitsmyters? Sê nie, gaan. Dis 'n moeilikheid maak. Jy hoort nie hier nie. Ek bedoel, ons het so 'n lange en hartseer geskiedenis, eintlik dwars oor die wêreld van kerke wat mense so seer maak en kerke wat mense uitsmyt. En as God praat en die psalmdigter dit agterna praat, dan praat hy dat ons dink ons weet beter. Ja. Ons weet beter hoe om kerk te doen as ander mense. Ja. En dit daag natuurlik, of dit bring vir God op 'n manier in hierdie twis. Want soos jy sê, mense dink nie dis van die kerk waar nie. Hulle dink dat hulle, as hulle hierdie goed hoor en beleef, dan dink hulle maar, God dink ook so oor hulle. En ek wil vir jou sê, 'n goeie ding vir my, 'n wonderlike ding, waaroor ek altyd dankbaar is, wat ek baie keer die meeste van die tyd nie verstaan nie, is, ek het baie min mense in my lewe ontmoet, ten spyte van of hulle kerklik betrokke was of nie, en of hulle seer gemaak is deur die kerk of nie, wat sterwend nog steeds God se teenwoordigheid wou beleef. Sure. Ja. Al het hulle met die kerk niks te doen gehad nie. Wow. En dis my wonderlik wanneer hierdie psalm sing oor selfs die swaalkies het 'n plek dan by u altaar, Here, dat daar by die altaar van die Here vir almal plek is. Want dis dan nou waartoe God ons geroep het. Ja. Om mense in te bring, nie uit te smyt nie. Ja. Ek bedoel, toe Jesus gesterf het aan die kruis, is die voorhangsel in die tempel is in twee geskeur. Daarop dui dat God se teenwoordigheid is nou oop vir almal. Dis beskikbaar. Ek dink vers 12 is vir my dalk nogal 'n sleutel in dit. Hierso staan: Die Here God is ons krag en ons beskerming. Die Here gee genade en eer. Hy weerhou die goeie nie van die wat reg lewe nie, staan daar. En ek het al vertalings hoor wat dit sê, hy weerhou die goeie nie van die wat hom liefhet. En ek dink as ons reg lewe sien as iemand wat God liefhet, dan verander dit hoe ons mense hanteer en wie ons inlaat en wie ons uithou. Want as ek so gefokus is daarop vanuit die Engelse praat van 'n legalistic manier om alles reg te doen, dan gaan ek mense uithou. Maar as ek fokus daarop om God lief te hê, dan gaan ek ander mense ook lief hê en sê, hoorie, kom join ons en kom, jy's welkom hier. En ek dink dis 'n baie belangrike punt. En jy weet, ek sou daai definisie selfs nog wyer wil trek. En nie eers kwalifiseer as mense wat God liefhet nie, maar sommer net breedweg mense wat iets het in hulle wat vra, wat wonder, wat soek na God. Want dit is baie belangrik as jy na vers 4 en 5 kyk. Dan noem die skrywer diegene wat op pad is na die heiligdom. Ja. En dan sê hy, hulle is gelukkig, geseënd en in vrede. Te midde van die moeilikheid wat hulle omring. Ja. Die blote feit dat hulle op pad is na God, want ons weet mos dat God bly nie in die tempel nie. Ja. Maar selfs net op
pad is soontoe nie, dan sê hulle is gelukkig, hulle is geseënd, vol vrede. Maak nie saak wat rondom hulle gebeur nie. Ja. En ek dink dis wat die kerk moet doen. Hierdie afwagting vir diegene wat hoop nodig het. Ja. Te midde van die probleme en die vrese en chaos en vertroosting in midde van nood. Ek het die dag 'n ding gelees waaroor ek nog so 'n bietjie dink. Wat iemand gesê het, maar die oomblik as jy moet aarzel en probeer regverdig of wonder, ja, maar wat een is eintlik reg of verkeerd, wanneer dit gaan oor die nood van ander mense, het jy reeds teen ander mense gekies. Sure. Ja. En as mense dink wat in Palestina aan die gang is, Israel aan die gang is, en Iran aan die gang is, tevens die hele Midde-Ooste, dan lyk dit vir my die paus is reg. Ons moet by al die goeders bykyk en sê, maak nie saak wie wat gedoen nie. Oorlog is vir gelowiges nooit 'n oplossing nie. Ja. Daar moet 'n ander manier wees vir 'n gelowige om vrede te bring. Ja. Ja, die punt is mense kry swaar. Dis nie die Here se hart nie. So. Nee. Ja, maar dit is bemoedigend hierdie Psalm en ek dink die vers 13 waarmee hy afsluit, Here Almagtige, dit gaan goed met die mens wat op U vertrou en ek dink dis waarmee ons ook kan afsluit is hierdie ding daar is oorlog, daar is dinge in die lewe wat moeilik gaan, maar ons word geroep om op die Here te vertrou, om daai geloof te hê wat moeilik is, as ons nou baie eerlik is. Dis moeilik want ons sien dit nie altyd nie. Ons het laasweek ook daar gepraat. Maar om te kies en te sê hoor jy, ek gaan op die Here vertrou, selfs al sien ek nie nou die uitwerking daarvan nie, maar om daardie geloof te hê om te sê ek vertrou op die Here. En daarmee saam met dit, ek dink hierdie vertrou moet mense baie mooi verstaan, is nie 'n gekwantifiseerde ding nie. Met ander woorde is nie ek moet onwrikbaar vashou nie. Ja. Dit beteken ek kan baie keer ook so swak wees dat die mense rondom my, soos die ouens wat daai vriend van hulle deur die dak laat sak het, dat ons moet baie keer ook toelaat dat ander mense ons vashou aan die Here. Ja. Wanneer ons eie kragte nie meer daarby kom nie. Ons het nie nodig om altyd hierdie verskriklike onwrikbare selfgeloof te hê in God. Baie keer kan ons net so swak wees dat ons eintlik maar gesleep moet word. Ja. Na die altare van die Here toe. Ja. En dis ook okay. En dis juist, hulle praat hier van hulle verlang na die tempel. Wat gebeur by die tempel? Dit was nie net een persoon wat daar binne gestaan het. Dit is 'n skare, dit is 'n groep mense, soos wat 'n erediens by ons vandag ook is. Dis hierdie groep mense wat saam soek en saam vertrou en saam mekaar ondersteun. En ek dink dis spot aan wat jy sê dat wanneer ons self nie daardie vertroue en geloof het nie, dat ons vriende, ons medegelowiges kom en ons hande ophou en sê vandag gaan ek jou help en net weer herinner aan wie die Here is. Ek dink dis pragtig. En dis hoekom probeer dink vir wie dit gesê het, the church is a hospital for sinners. It's not a museum for saints. Ja. Nou, dis baie mooi. Ja, dankie. Dis 'n voorreg om saam te kan. Dankie, is lekker om altyd oor die Psalm saam met jou te kuier. Ja. Dankie dat jy saam kuier en saam met ons worstel hierdeur, saam met ons dink. Kom ons sluit die oë en dan sluit ons af met gebed. Ja, Here Jesus, dankie vir U liefde, vir U genade. Here, dankie dat ons U woord het wat ons lei en wat ons net weer kan herinner daaraan dat U vir ons goed is. Here, dankie dat U saam met ons is in ons vrae, in die vrae wat ons het oor U, oor die wêreld. En Here, dankie dat U saam met ons op reis is. Here, dat ons weet waar ook al ons gaan, kan ons in U teenwoordigheid wees. Here, help ons om te vertrou op U. Here, versterk ons geloof en Here, in die tye wat ons self min geloof het, Here, stuur ons broers en susters, ons medegelowiges op ons pad, Here, om ons te help. En dankie dat U ons ook stuur om vir ander mense te wys dat U bestaan. Here, sal U saam met ons wees in hierdie week, bewaar ons, beskerm ons en maak ons bewus van U teenwoordigheid en U liefde. In Jesus se naam. Amen. Amen.